Ek luister na al die roeringe in die wêreld. En hierdie week het ek 'n kliënt wat my bel wat vir my sê 'n ander ou neem my besigheid oor. Hy sal jou kontak. Ek gaan in Ierland bly. Ek dink vir myself, ek kyk na net byvoorbeeld wat vanaand hier gebeur. Hemelvaart. En dan kyk ek na ons mense. En ek kyk hoe spesiaal net 'n dag soos Hemelvaart nog vir hulle is. Ek sê nie dat dit nie so is in ander plekke van die wêreld nie. Maar ek weet daar's baie lande van hierdie wêreld vir wie 'n aand soos 'n dag soos vandag kom en gaan. 'n naweek soos Paasnaweek kom en gaan. Daar word nie veel daarvan gemaak nie, want die kultuur van daai land is net nie so nie. En ek wil net vir julle sê, met al die uitdagings wat ons in die gesig staar, is daar baie seën daarin, om op die suidpunt van Afrika te bly. Ek wil net dit vir julle sê. Want ons leef onder 'n mense, wat nog in 'n groot mate 'n afhanklikheid van God het. Ons mense het nog in 'n groot mate. Daar's baie eerste wêreld lande wat ons na sal kyk, wat ons sal sê, maar yes, ons dink, dit gaan beter daar. Maar die mense en die samelewing en die kultuur van daai land het net nie daai afhanklikheid van God nie. Ek praat met Jean en hy kom nou onlangs uit ander lande uit. Lande wat ons idillies na sal kyk. Sê ek, daar's 'n ander ervaring daar. En daar is soos 'n dankbaarheid in die hart om te sê, want is jy nou op pad? Nee, ek is nou op pad terug Suid-Afrika toe. Ek is op pad terug Suid-Afrika toe en ek kan nie wag nie. Vir ons wat hier sit, sê dit klink soos lawwigheid. Maar ek sê vir julle, ons het baie spesiaal. Ons het iets baie spesiaal in hierdie land van ons en in die samelewing waarin ons leef. Vergeet van die White House en die Trump vergaderings en die wat ook al gesing word by meetings in ons land. Die Here is besig met ons mense en die Heilige Gees is in ons midde en God vat ons vorentoe. En laat ek dit vir julle sê. Ek kyk na voor my oë en ek sê daar's geen ander plek in die wêreld waar ek wil wees nie. Ek het gehoop daar sal bietjie meer opgewondenheid wees. Prys die Here. Hy is goed. Nou, op 'n hemelvaart aand, jy weet, daar's seker 'n handjievol skrifte wat ons met mekaar kan deel. Nou, ek wil vir julle begin by Handelinge 1 vers 8. Ek gaan lees tot vers 11. As ons na die woord van die Here kyk vanaand, hoe kosbaar is die woord van die Here. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en aan die uiterste van die aarde. Vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog so stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne met wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met Jesus se hemelvaart is daar vir ons 'n baie belangrike belofte gelos. En dis altyd vir my die een ding van hemelvaart, want dis waar, ek bedoel, daar skrifte in die Bybel wat vir ons vertel van Jesus se hemelvaart en dat hy sy plek gaan inneem het op die troon van waaraf hy vir ons intree as priester, né? En dis 'n baie belangrike konsep en binne in dit is daar 'n baie diepe betekenis. Die ding wat ek vanaand wil uitlig op hierdie hemelvaart aand vir ons is om te kyk na hierdie belofte.
En dat alhoewel ons sê dis hemelvaart en Jesus het opgevaar na die hemel, is die boodskap wat ek vanaand by julle wil los, is dat Jesus kom weer terug. Jesus kom weer terug. En dit is iets wat my hoopvol maak. Maar ek weet, dis miskien nou al vir 2000 jaar, wat gelowiges vir mekaar sê, Jesus kom weer. En as ek dit so lees daar, in die Bybelse tyd, is dat, soms lees ek daar, hulle bemoediging met mekaar, asof hulle regtig geglo het, dit gaan in hulle tyd gebeur. Het jy dit al gelees? En nou is dit 2000 jaar later, en ons sê nog steeds vir mekaar dieselfde woorde. Dan wonder ek weet, ouens wat nie so passievol is oor Jesus, nie sal vir ons sê, maar, kom aan ouens, rarig, julle sê dit nou al vir 2000 jaar. Dis eintlik belaglik. Maar dan bemoedig ons mekaar nog steeds met hierdie woorde, en ek dink, dit hang seker af, wie Jesus vir jou is. Nee, dit hang af wie Jesus vir jou is. Wat maak, hoe lewendig daai ding in jou hart is, of nie. As ons vir mekaar sê, Jesus kom weer, dan sê ons, wanneer? Dit mag dalk die vraag wees, wanneer kom Jesus? Dan sê ek, gelukkig is julle in 'n gemeente waar die pastoor weet, wanneer Jesus kom. Hoe geseënd is julle? Want ek weet, wanneer Jesus kom, kan ek vir julle sê, ek lees dit in Lukas 12 vers 40, en dit sê, hy kom, op 'n uur wat jy dit nie verwag nie. En dan het ons al baie keer vir mekaar gesê, as daar op sosiale media ou opstaan en hy sê, daai dag en datum, wat gaan jy doen? Swipe maar net op. Ignoreer. Dit gaan nie verander nie. Hy gaan nie skielik vir iemand sê wanneer hy gaan kom dag en datum nie. Want hy sê, dis vas in sy woord. Ongelukkig op 'n uur wanneer ons dit nie verwag nie. Maar kom gaan hy kom. So, een van die dinge wat vir my anderster is, en dis nie die hoofding wat ek wil sê in hierdie aand nie, is wat anderster is van hierdie generasie, en eintlik my pa se generasie, en ek weet, as ek so hier oor die auditorium sit, dan sit die mense wat ook my pa se generasie is. In my pa se generasie het iets merkwaardig gebeur, wat anderster is as die ander 2000, as die vorige 1900 jaar. Wat is dit? Wat is anderster in my pa se generasie, as die vorige generasies wat vir mekaar gesê het, Jesus kom weer? Wil iemand raai? Ek het al daar gepraat. Jerusalem, dit het te doen met Jerusalem. Israel is in hulle land. Die Jood is terug in sy land, en daai land word Israel genoem. Dit is iets wat totaal anderster is, en 'n baie, baie belangrike profetiese vervulling van my pa se generasie, versus al die ander generasies, en daai was so 'n belangrike profetiese vervulling, en daai is so nodig vir 'n klomp ander dinge om in plek te val, sodat Jesus op die wolke kan kom. En dit is hoekom in hierdie tyd waarin ons leef, as jy nou sou gaan Google oor die vyeboom profesie, as die vyeboom begin bot, dan weet jy dat die somer naby is. En dan praat dit van 'n generasie wat nie sal verbygaan, voordat dinge gaan gebeur nie. En dan is dit soos, ek sit net daar en kyk en sê ek, hier diep binne in my hart het ek oortuiging oor daai profesie, wat sê my pa se generasie. Nou ouens, hierdie jaar was dit 77 jaar. 77 jaar. En dan kan ons mekaar sê, maar hoe naby is Jesus se koms? Wel 77 jaar terug het Israel 'n nasie geword. En hierdie geslag sal nie verbygaan
Daarom wil ek julle aanmoedig en daarom is ons 'n ernstige stem in hierdie gemeente om vir mekaar te sê, hou aan, kyk op, wees in die woord. Moenie 'n gebed afskeep nie. Ons moedig mekaar aan met hierdie woorde. Ons is in 'n wagtydperk. Ek weet nie van jou nie, maar ek sien altyd so goed met wag nie. Wie van julle is regtig goed met wag en om geduldig te wag? So vir 2000 jaar wag die kerk al. Ek het hierdie jaar my 49ste hemelvaart. En Jesus het nog steeds nie gekom nie. Hoe wag ons? Ek sê ons is in 'n wagtydperk, né? Ek wil vanaand praat, ek wil sê Jesus kom terug. Ons is in 'n wagtydperk. Hoe wag ons? Kan ons daar gesels? Die eerste ding wat ek wil sê is, ons wag geduldig. En geduld is nie 'n woord waarvoor ons lief is nie. Ek hou nie van lang rye nie. Ek hou nie van stadig ry altyd nie. Ek hou nie van 'n ou wat voor my poer nie. Ek sê altyd vir Lady, die lewe gebeur, daar's plekke om te wees, daar's dinge om te doen, en dan is iemand 60 km/h op die snelweg in die regterbaan. En ek sukkel met dit. Dis daar waar hierdie baie turbo 2 liter Ford Ranger links gaan, voet in die hoek. Geduld is nie iets waarmee ek altyd so goed is nie. Ek het vir ChatGPT die vraag gevra, define patience. Kan ek met julle deel? Patience means the ability to stay calm and not get angry or upset. Especially when dealing with problems, delays, or difficult situations. It involves enduring hardship or waiting without complaining. Ek het nie so baie van ChatGPT se antwoord gehou nie. Dan gee hy nog 'n voorbeeld hier, example. Waiting in a long queue without getting frustrated shows patience. Dan sê ek, sjoe, en dis 'n vrug van die Gees. Ek is dankbaar dat dit 'n vrug van die Gees is. Dis nog nie altyd heeltemal 'n vrug van Friedel nie. Maar ek is hoopvol dat Heilige Gees my help met hierdie vrug wat ek so nodig het. Nou, die interessante ding wat ChatGPT vir my daar uitgegooi het toe, is sinonieme vir hierdie patience. Ek sê, we are waiting with patience. Maar dan is daar sinonieme, en dit sê tolerance, endurance, composure, en perseverance. En veral vir my hierdie twee woorde van endurance en perseverance. Dit is uithou vermoë en deursettingsvermoë, né? Nou, 'n vraag wat ek gedink het om vir julle te vra is, of daar enige iemand hier is wat die wegraping sal wil mis. Enige iemand? Ek het gedink, daar sal nie 'n hand wees nie. Niemand van ons, dit is 'n belaglike vraag, Friedel. Niemand van ons sal die wegraping wil mis nie. Ek het ook 'n ander vraag wat ek vir jou wil vra is, wie van julle soek meer problems, delays, or difficult situations? Kom aan, hande. Ook niemand nie. Nou is die probleem. Ons kan nie altyd nie. Ons kan nie altyd nie. Want ons almal wil reg wees vir die wegraping. Maar niemand van ons sien ook 'n kans vir problems, delays en difficult situations nie. En as ek praat van geduld en deursettingsvermoë en uithou vermoë, dan is daai die goeters wat ongelukkig op sy beste gekweek word wanneer daar delays is, wanneer daar difficult situations is, wanneer daar problems is, nee. Dit is nie 'n manier, dit is soos, Friedel, ek sien jy sukkel so bietjie met geduld. Ek dink dit is goed vir jou dat jy in situasies kom waar geduld nou beproef word. Want dis al hoe jy gaan groei in geduld. En daar is net iets van 'n delay
of 'n difficult situation wat jou laat diep grawe, wat jou seker laat wees oor of jy geanker is of nie, wat jou 'n sekerheid gee oor wie Jesus vir jou is of nie, wat maak dat jy geestelike spiere bou. Ons kan nie dit doen as die moeilike situasies nie daar is nie. Stem julle met my saam? Dat die moeilike situasies net regtig soms vir ons so goed is. Ek wil vir jou vra as jy dink in jou lewe nou, jou huidige situasie nou, jou laaste week, jou laaste maand, jou laaste 6 maande. Ek praat nie van 'n projek uitdaging by die werk nie, ek praat van daai moeilike ding. Daai moeilike tyd. Daai delay. Daai moeilike situasie. Ek is seker, hier's niemand wat hier sit wat nie presies daai ding sien in jou eie lewe nie. Ons almal het hom. Wat bewerkstellig daai in jou? Wat doen dit aan jou? En ek praat van wag, en ek sê ons wag geduldig. Hierdie laaste 3 maande van jou lewe wat vir jou voel of vir die moeilikste tyd van jou lewe was nog ooit. Wat doen dit aan jou? Wat is die resultaat van jou binneste? Kan jy na daai kyk en jy kan sê, maar, jy weet, ek is besig om te verander. Ek en Lady kyk na die laaste 5 jaar van ons lewe na 'n moeilike situasie en ons sê, ons hou nie van daai situasie nie, maar daai situasie het ons kom verander. Iets in ons het verander. Ek sien 'n ander vrug in my vrou. My vrou praat met my, dan sê sy vir my, my man, ek sien 'n ander vrug in jou. Sê ek kom dit nie eens agter nie. Maar dis iets van die uithou vermoë binne in daai moeilike situasie, wat net iets, dit is soos die Here wat 'n diamant vorm onderdruk. Nee. Is jy bewus dat God 'n diamant in jou bewerkstellig in jou moeilike tyd, of sien jy net die moeilike tyd? Ek lees die gelykenis van die saaier, en dan in Lukas 8 vers 13 in die CJB, en ons almal ken dit, van die saad word gesaai en dit val op verskillende gronde, nê. En ek lees hierdie vanoggend, dit was net, ek sê so vir die Here, dankie, ek is besig om hierdie boodskap voor te berei, vanoggend net in my leesplan, dis my volgende dag se leesplan, lees ek Lukas 8. The ones on the rock are those who, when they hear the word, they accept it with joy. But these have no root. They go on trusting for a while. But when a time of testing comes, they fall away. So dit praat hier van mense wat nie weerstandig is teen die woord nie. Onthou, die saad is die woord, nê. Dis wat gesaai word, die woord van God. En dan praat dit van moeilike tye, times of testing wat mense laat wegval. Times of testing wat maak dat nie wortel geskiet word nie. Times of testing, dit soos dit sê die saad val op klipperige grond. En dan wonder ek, times of testing, maak dit die hart hard. Ek wonder, dit kan gebeur. Ek het al in my 24 jaar saam met die Here verskillende times of testing gehad, en ek dink daar was tye wat die hart al so 'n bietjie hard was, en ek het vraagtekens gehad. En daar's times of testing wat die hart dit so 'n bietjie anders hanteer het. Ek is dankbaar dat dieselfde skrifgedeelte in Lukas 8 vers 15 sê vir ons weer van die goeie grond, nê? Dis nou die laaste tipe grond, die goeie grond. Dit sê, but what fell in rich soil. These are the ones who, when they hear the message, they hold onto it with a good, receptive heart. En dan sê dit,
And by persevering, they bring forth a harvest. Dit was my interessant. And by persevering, it brings forth a harvest. En dan sê ek het nog nooit die goeie grond, want ek lees altyd daai die goeie grond is, jy weet, dis die goeie hart waarop het val, en dis 'n goeie lewe, en dis 'n aanvaarding van die woord van God. En nou lees ek van hierdie goeie soil wat 'n oes voorbring, maar in daai selfde skrifgedeelte vind ek die woord perseverance. So met ander woorde, vir daai iemand is die lewe, perseverance, dit verg 'n moeilike tyd om te perseveer. Sal jy met my saamstem? Perseverance is alleenlik nodig wanneer jy nou regtig moet vasbyt en moet aanhou en moet uithou. Dan sê dit daar's iets van perseverance wat maak dat 'n harvest voortgebring word. Terwyl ons wag, ons gaan teen in ons lewe van een moeilike situasie na die volgende moeilike situasie beweeg. Van een uitdagende ding na die volgende uitdagende ding. En as dit nie in jou lewe is nie, dan sit dit in jou kinders se lewe, dan sit dit in jou pa of jou ma se lewe, dan is dit in jou kollegas se lewe vir wie jy lief is, of 'n vriend of 'n vriendin. Want ons dra saam met mekaar al hierdie moeilike goed ook, nee. Maar in al hierdie goeders wat moet gebeur, is daar perseverance nodig. En ek weet en ek besef dat die einste ding wat ons gaan help om uithou vermoë te hê, is die openbaring van Jesus Christus wat ons hart gaan hê. Dit is vir my so mooi dat die boek van Openbaring is eintlik die openbaring van Jesus Christus. Dis wat die volle naam van daai boek is, die openbaring van Jesus Christus, nie die openbaring van Johannes nie. Dis die openbaring van Jesus Christus. En wanneer ons praat hier by LCF en ons in 'n tyd is wanneer ons mekaar aanmoedig en sê, wat is jou tyd in die woord? Wat is jou tyd in gebed? Wat is jou tyd in broederskap of vriendskap, geestelike vriende? Hoe lyk daai dinge? Want weet jy wat, al hierdie dinge is die goed wat ons help om in ons stilte tyd, in ons private tyd, en tyd met ons vriende, in die stemme wat in ons ore kom, om ons te help om 'n openbaring te kry van Jesus Christus. Want wanneer die openbaring van jou koning jou hart oorweldig en aangryp, wanneer jy aan hom dink, of van hom lees, of met hom praat, dat jy in verwondering is. Dit is vir jou, jy weet, jy praat hier met iemand merkwaardig. Ek kan nie wag om met hom te praat nie, ek kan nie wag om sy woord te lees nie, sy woord praat met my. Dis openbaringe wat tot ons hart kom. Want hoe meer daai openbaring al tot my en Leirie se lewe gekom het, hoe meer het daai einste openbaring van, hy kom leer my wie hy is. Hy kom leer vir jou wie hy is. En hoe meer jy ontdek wie hy is, hoe makliker raak moeilike tye. Want een van die plekke waar ons moet kom, is dat moeilike tye ons nooit laat twyfel in Jesus Christus nie. Want ek ken hom. Ek ken hom. Ek verstaan ek leef in 'n gebroke wêreld. En hy is my bron van krag. En hy is nie die een met wie ek beklei oor die moeilike tyd nie. Verstaan julle as ek praat van die openbaring van Jesus Christus? Want ek sê ons wag geduldig en ons wag met uithou vermoë. Maar die einste ding wat ons soms help om geduldig te wag en uithou vermoë te hê, as die hart nie 'n gesonde openbaring van Jesus Christus het nie, is geduld en uithou vermoë baie moeiliker. Baie moeiliker. En daarom vir diegene wat glad nie in verhouding met Jesus Christus is nie, is moeilike tye partykeer die ding wat die riet knak. Heeltemal. Want daar's geen openbaring van Jesus Christus nie. En dis hoekom ons hier saam is, en wat ek opgewonde is oor wat die Here doen.
En wat ek opgewonde is, dat Handelinge 1 vers 8 en oor 10 dae van nou af is dit Pinkster. 'n ander amazing wow ding op ons geestelike kalender, my 49ste Pinkster. Ek is die Here dankbaar, dit is wow, dit ons al 49, sê ek, wat kan ons mekaar sê oor Pinkster? Ek het nou al 49 keer Pinkster gehad. Ek sê, Jesus, ek hoop die Here gee vir my 80 Pinksters. Ek hoop regtig so. Wat 'n voorreg dat ons nie jaar na jaar Hemelvaart, Paasfees, Pinkster met mekaar in die gesig kan kyk en ons kan kyk na die boodskap van Paasfees. Ons kan kyk na die boodskap van Hemelvaart. Ons kan kyk na die boodskap van Pinkster. Jaar na jaar mekaar aanmoedig met dieselfde boodskap. Sê, dit is boring. Sê nee. Ons gaan dalk vir mekaar iets niets kan sê. As jy nou al 49 Hemelvaarte gehad het, is die kans dat jy dalk iets niets gaan hoor oor Hemelvaart is miskien baie klein. Maar weet jy wat? Die doodgewone boodskap oor Hemelvaart bly vir altyd kragtig. Amen. Hy bly vir altyd kragtig. En dis wonderlik dat ons mekaar kan herinner daaraan. Die tweede ding, so, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hier's die ander blye ding van wat kort na Hemelvaart gebeur het. Julle sal krag ontvang. En ons wag is saam met daai krag. Ons wag is saam met daai krag. Hy gee ons die krag om te wag. Sy vrug is die vrug van geduld. Hy stap met ons die pad om te kan uithou. Dis sy krag wat ons krag gee om te kan uithou. En weet julle wat, dis hoe ons gaan wag. En dis hoe ons aanhou moet bly wag. Tot ons een vir een of aarde gaan verlaat en een vir een ons oomblik gaan hê voor die Meester. It's gonna happen. Of ons gaan almal in 'n oogwink die Here tegemoet gaan op die wolke. In 'n oogwink. Die tweede ding en die laaste ding wat ek wil sê oor hoe wag ons. Jesus sê in Matteus 24 vers 45 en 46, hy sê, wie is dan die betroubare en verstandige slaaf, vir wie die eienaar aangestel het oor sy huishouding, om vir hulle op hulle tyd kos te gee. Gelukkig is daardie slaaf, vir wie die eienaar hom so aan die werk vind, wanneer hy kom. So hier is die boodskap van vanaand. Jesus kom weer terug. En die vraag wat ek wil vra is, wanneer hy kom, waarmee gaan hy ons besig vind? Waarmee gaan hy ons besig vind? En weet jy wat, party van ons gaan slaap. Want terwyl dit op een helfte van die aarde lig is, is dit in 'n ander helfte van die aarde donker. En as Jesus 1:00 in die oggend gaan kom, Suid-Afrikaanse tyd, en die bassein blaas, en daar is chaos in die atmosfeer, gaan Friedel slaap. Want 1:00 in die oggend slaap ek. En ek hoop jy ook. En dit gaan nie daaroor om so wat vind Jesus as hy kom? Hy vind vir Friedel aan die slaap. Dis nie waar dit gaan nie. Hoe was Friedel se lewe daai dag? Hoe was Friedel se lewe daai week? Hoe was Friedel se lewe die laaste 20 jaar van sy lewe? Dis wat saak maak. As hy my dalk aan die slaap vind, solank hy ons nie geestelik aan die slaap vind nie. Amen. Hy moet nie ons geestelik aan die slaap vind nie. So, Jesus sê hier vir ons iets belangrik. Hy sê, hy praat hier met eerstens slawe. Dis nou ek en jy. Dis 'n goeie ding om te verstaan dat ek en jy slaaf is van die Meester. Weet jy dit? Dis 'n goeie ding om te verstaan dat daar's 'n openbaring van seun en dogter, maar daar's ook 'n openbaring van slaaf. En dis baie keer goed om dis goed om die openbaring van albei te hê. Dan praat dit hier, is jy
Ek vra vir jou, is jy 'n betroubare? Is jy betroubaar en verstandig? Is ek en jy betroubaar en verstandig? Dan praat hy met ons, dan sê hy, as die meester kom, hy het ons aangestel om sy huishouding kos te gee. Sê nee, vriel, hierdie is net 'n vers vir pastore. Want dit is 'n pastoor se werk om die huishouding kos te gee. Hierdie is nie 'n vers net vir pastore nie. Hierdie is 'n vers vir my en vir jou. Want weet jy wat, ek weet, hierso sit mense voor my, want ek stap al lank die pad saam met julle. Julle is mense wat die huishouding kos gee. En niks te doen met die fisiese goed wat ons in ons mond sit nie. Julle is mense wat die huishouding kos gee. Ek sien julle opdaag, ek ken julle lewe, ek sien wat julle doen. Ons is saam vennote in God se koninkryk. As hy ons kom haal, as hy kom, moedig hy ons aan en sê, my seuns en dogters, wees besig met dit wat ek jou gevra het om te doen. Dit sê daar is gelukkig, is daar die slaaf, vir wie die eienaar hom so sal besig vind. Gelukkig. Lukas 12 vers 35 praat van, laat julle heupe omgord wees, en julle lampe aan die brand. Nee, so jou heup omgord is, ek het net my beld aan, as ek reg is om te gaan. Die oomblik as ek my pyjama broekie aantrek in die bed, ek het nie met my beld aan nie. Ek weet nie, as jy slaap met jou beld, ek slaap nie met my beld nie. As ek my beld aan het, dan beteken dit ek is wakker, ek is gestort, ek is wakker, ek is reg. Ek glo dit so vir jou ook. Hy moedig ons aan om te sê, wees gereed, laat jou lamp brand. Dan sê dit in die volgende vers 36, wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, om van die bruilofsfees af terug te kom, sodat hulle, wanneer hy tuis kom en klop, dadelik vir hom sal oopmaak. Dit is soos, hier's 'n klop aan die deur. Jy weet in die middel van die nag, as ek slaap, daar's 'n paar hekke wat gesluit is. As ek slaap 2:00 die oggend, en jy gaan kom klop aan my deur, jy gaan moet klop. Dit gaan vir my 'n rukkie vat, om eers agter te kom wat in die lewe nou aangaan, voordat jy my deur die slaapgesig daar by die voordeur gaan kry. Nou, wat Jesus hier vir ons sê, is met sy koms, as daar 'n klop aan die deur is, dan maak ek die deur oop. Sê ek het vir jou gewag. My lamp is aan. My beld is aan. Ek het vir jou gewag. Ek het geweet jy gaan kom. Ek het vir jou gewag. Hy hoef nie my uit die slaap uit, is 'n probleem as hy ons uit die slaap uit, geestelike slaap uit gaan moet wakker maak. Hoe wag ons? Aktief. Wag is nie, hierdie wag vir Jesus is nie 'n passiewe ding nie. Ons wag aktief. Dan sê ek, gee die huishouding kos. Hoe lyk dit? Daai ding speel uit op 10.000 maniere. Gee die huishouding kos. Want die huishouding word kos gegee, hier aan hele dag op, daar by tieners. As jy besig om die huishouding kos te gee. En Otto hele dag op, saam met 'n span, by die kinderkerk. En dan is jy besig om die huishouding kos te gee. En weet jy wat? Dis nie al wat jy doen nie. Daar's baie ander. Want in jou persoonlike lewe en in jou werkslewe is daar baie ander goed wat gebeur. En as jy 'n kollega het wat se lewe uitmekaar uitval, en jy kan daai kollega moed inpraat, en jy's die ou wat 'n kollega se hand kan vat, en saam met hom kan bid, dan gee jy die huishouding kos. En as 'n familielid deur 'n moeilike tyd gaan,
En weet wat? Jou eie kind, pa, ma, broer. Hulle gaan deur 'n moeilike tyd. En jy is die ou. Dalk die enigste ou. Dalk die enigste persoon of die enigste stem in hulle lewe wat vir hulle sê, weet jy wat, ek erken jou uitdaging. Ek sê nie dat dit niks is nie. Maar ek het een ding vir jou. Maar Jesus. Maar Jesus. En kan ek vir jou bid? Weet jy wat? Jy is besig om die huishouding kos te gee. En om die huishouding kos te gee, speel uit in ons persoonlike lewe, dit speel uit in ons familielewe, dit speel uit in ons werklewe, dit speel uit in ons kerklewe. Is jy iemand wat die huishouding kos gee? En dis hoekom ons altyd daai stem is hierso. Sê Jesus Christus in ons, genade en waarheid deur ons, gesonde disippels uit ons. En wanneer daai gesonde disippels hier uitbeweeg, en hulle beweeg in hulle wêreld in, weet jy wat moet daar uitspeel? Jesus Christus in jou, genade en waarheid deur jou, en dan gaan soek jy daai volgende disipel, om hom gesond te maak. En daai ding is iets waarvoor ons altyd 'n stem sal wees. Op 'n dag soos hemelvaart soos vandag, laat ons vir mekaar hierdie stem wees om vir mekaar te herinner. Jesus kom weer. Ek sê vir Leirie, daar is verskriklike geraas in die wêreld. Dis jy weet waarvan ek praat, die noise is verskriklik. Sosiale media het 'n noise. Die nuus het 'n noise. Die wêreld, die werkslewe, daar's geraas. Dis soos die skole en al die ander dinge wat ons lewe, so kom ek respek hê dat julle op 'n donderdag aand hier sit. Daar is 'n noise in die wêreld wat hard skree. En dan miskien die eerste ding wat ek moes gesê het in die begin van die aand sê, ons wag, maar daar's 'n vraag is, wag jy? Dis dalk die regte plek om te begin. In al die geraas, want die geraas is daar om ons fokus weg te vat van die feit dat ons aktief moet wag. Want ons verdrink in die geraas. En ek verdrink ook soms in die geraas. Ek sê nie vir jou dat ek is uitgesluit van dit nie. Soms verdrink ek in die geraas. En dan vat dit 'n doelbewuste ding. Dit vat doelbewuste gedagtes, skrif, met Jesus tyd spandeer, deel wees van 'n geloofsgemeenskap om my te herinner, moenie verdrink in die geraas nie. Moenie vergeet dat ons wag nie. Ons wag. Hoe wag ons? Wag jy? Het jy vergeet om te wag? Vergeet jy soms om te wag? Dat ek sê ons wag aktief, nee. Ons wag aktief. Ons wag nie passief nie. En daarom is broederskap en vriendskap en geestelike vriende nodig. As dit ons sê, vir sekere goed gaan ons net oor en oor en oor dieselfde stem wees. Oor en oor en oor. Dat ons mekaar gaan herinner, Jesus kom weer. Jesus kom weer. Hoe wag ons? Hoe wag jy? Moenie moed verloor nie. Kom, hak in. Wees betrokke. Ek nooi jou uit. Daag op. Kom ons bid saam. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons deel met mekaar die skrif. Kom ons praat met mekaar oor Jesus. Kom ons bid vir mekaar en ons bid saam met mekaar. Ons gee mekaar kos. En geseënd is die wat as die meester kom, hy sy slawe besig vind met dit. Het gaan partykeer taaf wees. Maar die gees van God gaan jou deurdra. Wag aktief. Kom ons lig ons hande op. Here, ons dankie vir die herinnering van hemelvaart, wat vir ons sê dat daar 'n belofte dat U weer gaan kom. Dankie dat U ons gaan kom haal. Dankie dat daar 'n oomblik gaan wees wat ons die
hemel tegemoet gaan, U op die wolke. Ek dank U, Here, dat U vir ons in hierdie geestelike huis keer op keer kom herinner dat U terugkom. En dat ons 'n bruid sal wees wat vir U wag. Dat wanneer U kom klop, Here, bid ek, dat die seuns en dogters van hierdie huis, dat ons daai deur sal oopmaak, ons gordel is aan en ons lampe brand. Heilige Gees, dankie vir dit wat U ons aan blootstel, dankie vir dit wat U ons leer, dankie vir hoe ons disipel word in Jesus Christus. Dankie vir die stemme wat sit in hierdie plek, wat stemme van hoop is in hierdie samelewing. Ek dank U daarvoor, Here. Ek weet, hier is God stemme wat hier staan. Die stemme wat die huishouding van God voed. En ek bid, Here, dankie Heilige Gees. U sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Dankie dat die tempels hier staan, wat die krag van God is op hulle, in hulle en oor hulle. Ek dank U daarvoor, Here, en dat die kragtige getuienisse is, wat sal aanhou en aanhou en aanhou, tot U ons kom haal. Tot U ons kom haal. En ons aanbid U. U is ons koning, U is ons God, U is ons meester. Ons eer U en ons sê dankie dat ons kan weet dat U op die troon is. Ja, dat U op die troon is. In Jesus se naam. Amen. 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 Jou arms het moeg geraak, nee. Dankie. Ek spog so baie oor julle. Ek spog oor julle. As mense vir my vra, kan ons vir so lank, ek lei al 'n gemeente vir 20 jaar lank en besigheid en al die goed, sê ek, hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit, Friedel? Sê ek doen dit want julle is hier so. Want ek doen dit nie alleen nie. Sê ek, hierso in hierdie huis is die mense wat verstaan dat dit belangrik is om op te daag. Hier's mense wat verstaan dat dit belangrik is om die huishouding van God te voed. En weet jy wat, dis empowering vir ons ook as leiers. Partykeer klink dit of ons vashak en soos 'n grammofoonplaat is wat oor en oor en oor dieselfde goed sê. Maar vet weet, ek hoop die Here sal ons van leierskap afvat van hierdie gemeente en dan daarna direk hemel toe. Nee, maar op 80. Op 80 dan gaan ons al lankal vra om bietjie aan te beweeg. Dit is regtig lief vir julle. Julle maak baie dinge makliker. Oor die tipe gelowige wat julle is. En dis wat dit makliker maak om hierdie huis te lei. So ek hoop julle hoor my dankie vanaand. Ons gaan die hemel met mekaar deel. Ons gaan mekaar vir 'n baie lang tyd ken. Dis massive, julle. Ons gaan mekaar vir 'n baie lang tyd ken. Julle is almal welkom by my huis daar in die hemel. Ek weet nie of ons gou koffie drink daar nie, maar ek hoop Jesus gee vir ons iets anders as hy lewende water. Ek weet nie, ons gaan dalk, ek weet nie, my kraan oopdraai daar in my hemelse huis en dan kom die lewende water daar. Sê ek nooi jou vir 'n bietjie lewende water. Ek hoop jy is bemoedig vanaand. En in hierdie huis gaan ons mekaar altyd herinner dat Jesus kom terug.
altyd, altyd. En ons gaan mekaar herinner om op 'n sekere manier te wag. Amen. Jy maak 'n verskil in God se koninkryk, moenie dit onderskat nie. Dis gesamentlik wat ons saam die landerye bewerk. Mag die sagte en soet en kragtige teenwoordigheid van die Here met jou wees. Mag jy hom beleef. Mag jy hom beleef. En mag jy beleef hoe hy in jou werk en deur jou werk. En mag jy baie gereeld die vreugde hê om te beleef hoe Jesus jou gebruik. En jou stem. En jou hande. En jou teenwoordigheid om iemand wat op moedverloor se vlak te sit, sy hart op te lig.